Welkom in hierdie tyd van stilte, oordenking en gebed. Ons staan vandag saam onder die lig van Pinkster, waar die Gees van God uitgestort is oor die kerk. Ons fokusteks is Handelinge 2, maar ons gaan ook luister na die breër stem van die skrif wat die werking van die Heilige Gees openbaar. Kom ons raak vir 'n oomblik stil. Maak jou oë toe. Haal diep asem en wees bewus van die Here se teenwoordigheid. Hy is hier, nie ver nie, naby. Soos asem in jou longe, soos vuur in jou hart. Toe die dag van Pinkster aanbreek, was hulle almal bymekaar. Daar kom skielike geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Tonge soos van vuur het aan hulle verskyn en op elkeen van hulle gekom. Almal is met die Heilige Gees vervul en het in ander taal begin praat, soos die Gees dit aan hulle gegee het om uit te spreek. Die Gees het nie gekom as 'n openbare teken nie, hy het op elkeen van hulle gekom, individueel, persoonlik. Die Gees van God wil ook op jou rus, jou vul en jou lei. Romeine 8 vers 14 tot 16 sê, almal wat deur die Gees van God gelei word, is kinders van God. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Bid saam in jou hart. Heilige Gees, vul my, rus op my, getuig in my hart dat ek aan U behoort. Raak vir 'n oomblik stil. Konsentreer op jou asemhaling. Ontspan jou liggaam en voel in die diep waters van God se teenwoordigheid. Die Heilige Gees openbaar God se wil aan ons. En ons gebed is dan ook dat God se wil sal geskied. Dat ons nie vandag met selfsugtige gedagtes of selfgesentreerde behoeftes en begeertes na God toe kom nie, maar dat ons eerder onsself sal oorgee as ware diensknegte vir sy koninkryk, dat ons onsself tot sy beskikking stel om sy wil te kan uitleef in ons lewens, dat sy Gees ons sal lei om vir hom te leef. Galasiërs 5 vers 22 tot 25 sê, die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees ons lewe laat bepaal. Dink na oor jou dag, jou naweek wat verby is. Dink terug oor die week wat verby is. Dink oor hoe jy voel vandag. Wat se emosies is die sterkste in jou gemoed. Dink oor jou gedagtes, oor jou denke. En vra vir jouself, watter vrug dra ek tans? Watter vrugte is sigbaar in my lewe? En waar is daar ruimte vir groei? Psalm 1 sê vir ons dat die godsdienstige
is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Miskien is dit nodig dat jy jouself moet vra, maar waar is jy geplant? Waarin wortel jy elke oomblik van jou bestaan? Miskien is dit dat jy op die verkeerde plek geplant is. Op die verkeerde plekke en by die verkeerde mense en dinge jou wortels skiet. Dat die vrugte wat jy dra nie gesond is nie. Ons dra dan ook die vrug wat ons dra op aan God. Bid saam in jou hart, Heilige Gees, snoei wat onvrugbaar is. Laat u vrug in my lewe sigbaar word. Wanneer ons so stil word, dink oor God in ons eie lewens, is dit belangrik dat ons nie moet net vir onsself verryking hierdie doen nie, maar dat dit wat ons hier doen moet uitreik en moet sigbaar word in die wêreld daar buite. Die uitstorting van die Gees was nie net vir innerlike ervaring nie, dit het onmiddellik uitgeloop op sending, op woorde van lewe vir ander. In Handelinge 2 vers 38 tot 39, Petrus oorgegaan in woorde in en hy dadelik die gemeenskap bedien nadat hy die Gees ontvang het. Hy het gesê, bekeer julle en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Hierdie belofte geld vir julle en vir julle kinders en vir almal wat ver is. Wie is in jou lewe ver van God? Wie wag op die getuienis van iemand wat reeds die Gees ontvang het? Ons dra dan ook ons uitreik op aan God. Heilige Gees, wys my vir wie u my stuur. Maak my sensitief vir u stem. Maak my hoorbaar, leerbaar en diensbaar. En maak my gewillig om te antwoord op u roepstem wat vra, wie kan ek stuur? Ons sluit af met 'n gebed van toewyding, waarop ons onsself in liggaam en in gees vandag opnuut kom toewy aan God. Ons woorde, ons denke, ons emosies, sodat ons vrug kan dra vir God se koninkryk. Here, soos u Gees op Pinkster gekom het, kom ook vandag. Vul my met vuur, met krag, met liefde. Breek my vrees, laat my getuig. Mag my lewe 'n instrument wees waardeur u werk. Mag u kerk wakker word, brandend wees en diensbaar wees. Amen.